Goeiemôre broers en susters, familie en vriende. Ons is vandag saamgebring met die afsterwe van Johanna Elisabeth Jansen van Rensburg, gebore op die 16 September 1928 en sy is oorlede in die ouderdom van 97 jaar die 10 Januarie 2026. Ons bid die Here se troos vir elkeen toe, mag u ook troos ontvang deur die bediening van die woord, en mag God u ook seën wanneer u weer na die huis terugkeer. Kom ons raak nou stil, dan roep ons die Here se naam. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het en nie die troue werk van sy hande laat vaar. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Jesus Christus die Here en die Heilige Gees. Amen. Jy het elkeen begrafnisblaadjie ontvang. Ons gaan nou staande daar die eerste lied sing wat vir u ingevoeg is, soos 'n wilsbok wat smag na water, smag my siel na u, o Heer. Ons doen dit staande, daarna kan u weer kry. Broers en susters, in besonder oom Kosie, oom Jan, Palestina, oom Susan, julle kinders, en natuurlik elkeen van u. Ons is vandag saamgebring deur die dood van 'n geliefde. Iemand wie ek glo diep spore in elkeen van julle se lewens gedra het. Ek het vir Tannie Johanna ontmoet deur haar kleindogter Joanie en het in die tyd wat ek hier in Ceres die woord bedien het, verskeie besoeke by haar in Palestina afgelê. En Tannie Johanna het ook, soos wat haar ouderdom en omstandighede dit toegelaat het sy eredienste bygewoon. En ek het haar as 'n waardige vrou leer ken. Iemand wie blymoedig is, iemand wat nooit gekla het. En natuurlik ook iemand wat lekker kon lag. En ek sal maar nie vandag sê waaroor ons so lekker gelag het. Selfs toe sy Bethlehem geword het, was daar nog steeds hierdie waardigheid, hierdie blymoedigheid. Selfs terwyl sy met leed was daar geen klagtes. En dit het 'n baie groot indruk op my gemaak in hierdie kort tydjie wat ek haar leer ken. Veral ook as ek geluister het hoe haar kinders en Joanie oor haar gepraat. God het haar weggeneem. En dit was sy besluit dat sy op
van 97 jaar oorlede is. En julle verlange, julle hartseer is groot, sy late leemte. Maar daar is soveel om dankbaar te wees. Sy het amper 100 jaar geleef. Sy is oorlede vanweë ouderdom. Sy het nie lyding gehad nie, sy het nie pyn gehad. Sy is versorg deur tannie Stina en later tannie Susan wat bygewoon. Julle as kinders het geleentheid gehad om haar te groet. 'n Voorreg wat nie almal het. Maar broers en susters, waaroor ons die meeste dankbaar kan wees, is die feit dat haar lewe volkome in die hand van die Here was en steeds is. God het deur die Heilige Gees die geloof in haar hart neergelê, sodat sy Jesus Christus ook as haar verlosser en saligmaker aangeneem. En juist in dit is daar soveel troos en opgesloot. Want julle weet presies waar sy vandag is. Julle kan regtig weet dat sy op 'n beter plek is, want Christus het vir haar die hemel oopgesluit, waar sy nou is. 'n Plek waar sy geen hartseer, geen pyn, geen smart ervaar, volkome geluk en vrede in God se woord. Mag God julle juist daardeur diepe troos in die hart. Ons skriflesing kom vanmôre uit Filippense 1 vanaf vers 19 tot vers 24. En kan ek dan maar net sê, ek is P.J. Kreer en saam met my is Chris Venter. Hy gaan vir ons die leeswerk doen, aangesien ek op dieselfde kampwaartig doen. Chris, baie dankie. Skriflesing kom uit Filippense 1, ek gaan daarvan vers 18 lees. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig en hierin verbly het my en sal ek my ook verbly. Want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. Tot sover ons lees. Kom ons sit net so op. Hemelse Vader, Here, ons dankie dat U ons God is. Ons dankie, Here, dat ons U mag ken en mag dien. Dat ons mag weet, Here, ons lewens is volkome in U hande. Dat geen magte of kragte, geen siekte of nood, geen dood of lyding ons ooit uit U hande kan ruk en ons kan skei van U liefde. Ons dankie, Here, dat U die lewe met ons deel. Dat U dag vir dag met ons is, tree vir tree. Ons dankie, Here, dat
raak en uitsak. Daar is U met ons. Help U ons op. Neem U ons klein hande in die groot hande. En stap U die pad met ons. En ons weet, Here, dat wanneer ons terugkyk op ons lewens, dan is daar so dikwels net een ry spore wat U ons gedra. En Here, dit is ons gebed vir hierdie familie, wie stikkend is, wie hartseer is, wie rou, wie 'n diep verlange het, wie eensaamheid beleef. Omdat hulle 'n moeder, 'n grootmoeder, 'n familielid aan die dood moes afstaan. En ons vra, Here, dat julle ook in hierdie tyd sal optel en sal dra. Dat U in hierdie tyd hulle in die arm sal neem, hulle styf sal vasdruk, sodat hulle ook te midde van hierdie omstandighede steeds kan voel dat U hart vir hulle klop, dat U vir hulle lief is, dat U vir hulle genadig is, dat hulle op U sal vertrou, sodat U die trane sal afdroog, dat U daardie verlange en eensaamheid stil sal maak, dat U met hulle sal wees. En ons vra, Here, dat hierdie woorde wat ons vanmôre gelees het, uit die woord, dat U dit jy sal gebruik om so vir hulle hierdie troos te bring. En daarom vra ons, Here, dat dit wat ons gelees het, dat U dit deur U Gees sal meewerk, en dat dit waarlik alles sal wees volgens U bedoeling. Ons dank U, Here, in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons verlosser en ons saligmaker. Amen. Broers en susters, familie en vriende, is 'n vreemde ding, eintlik 'n baie ironiese ding om te sê, dat om dood te gaan is deel van die lewe. Dood en lewe hoort nie by mekaar. En soos wat doodgaan deel is van die lewe, is dit iets waar ons net nie gewoond raak. Tevens, dis iets waarteen ons veg, iets waarteen ons beklei. Die dood maak ons bang, die dood bring vir ons groot hartseer. Maar vir ons as gelowiges is die troos daar dat Christus vir ons sondes gesterf het en dat hy ook die straf op die sonde, naamlik die dood, oorwin. En nou is die groot vraag, hoekom het ons wie glo in Jesus Christus? Hoekom moes Tannie Johanna wie geglo het in Jesus Christus, haar verlossing, haar saligmaking, hoekom moes sy sterf? En weet jy, daar is baie antwoorde wat op hierdie vraag gegee word. Mense redeneer verskillend daaroor, hulle dink verskillend daaroor. En die maklike antwoord is natuurlik, maar dit is maar die natuur. Jy lewe en dan sterf jy. Daar selfs ander mense wat meen dat wanneer jy sterf, dan is dit betaling vir jou sondes. Dat dit jou verdiende loon is. Ons weet natuurlik uit die Bybel uit dat om te sterf nie 'n natuurwet is, maar dat die dood in die wêreld gekom het as gevolg van die sonde van die mens. Gaan lees maar Genesis 3. En dan leer die Here ook vir ons in sy woord dat ons dood geen betaling is vir ons sondes. Christus sê in Markus 8, dan sê hy dat die mens kan nie die losprys vir sy siel betaal. Ons lees ook in Psalm 49 dat die Here vir ons daar sê dat niemand
kan sy broer loskoop. Jy kan nie aan God 'n losprys gee vir iemand anders se lewe nie. Hy sê dit is ewig ontoereikend. En daarom, broers en susters, jy kan nie aan God iets aanbied vir jouself of vir iemand anders, sodat daardie persoon die ewige lewe sal hê, dat hy nooit sal sterf. Die enigste losprys wat vir God aanneemlik is natuurlik Jesus Christus. Slegs sy dood aan die kruis is die losprys vir my en jou sondeskuld. En wie aan Christus behoort, wie in sy naam om vergewing vra, ontvang juis volkome vergifnis. Maar nou is die vraag, maar as Christus die prys betaal het vir ons sondes, as Christus die straf op die sonde, naamlik die dood oorwin het, hoekom moet gelowiges dan steeds dood? Hoekom moet ons geliefdes, die glo in die Here, sterf? Die Here gee vir ons twee redes in die Bybel, en die eerste een is dat wanneer ons sterf, dan sterf ons die sonde af. Jy sien, alles ons deur Christus versoen met God. Al het Christus vir al ons sondes aan die kruis gesterf, daar het die volle prys betaal. Al het hy ons bekleë met 'n nuwe lewe deur sy opstanding en deur die werk van die Heilige Gees, dan steek die ou mens nog steeds kop uit. Dan het ons nog steeds daardie begeerte na die sonde. Ons sê, dink en doen nog steeds die verkeerde ding. Ons neem nog steeds die verkeerde besluite. Ons maak foute. Paulus skryf in Romeine 7, dan sê hy, want die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek juis. Dan hoor ons in hierdie woorde van Paulus, hierdie lewensstryd wat hy gehad het, waarin ons natuurlik deel. Jy sien, ons as gelowiges stryd juist nie die sonde, omdat ons gered is deur Jesus Christus op grond van God se genade. Ons moet 'n lewe van dankbaarheid lei, waarin ons die Here dien en verheerlik. Ons moet God lief hê, ons moet ons naaste lief hê, maar om God en ons naaste lief te hê, ek moet stry om dit te doen, want die sonde steek maar altyd sy kop uit. Die jaloesie is altyd daar, die haat is daar, die neidigheid is daar, die selfgerigtheid, die eie willigheid, die eie ek om wie alles dink. Die Satan is maar altyd daar om ons te versoek. Die gebrokenheid van die wêreld roep na ons. En dan moet ons ook herken, broers en susters, die sonde is so dikwels so lekker. En juist daarom is dit ons lewensstryd, want ons weet wat die Here van ons vra. Hy leer vir ons hierdie dinge in sy woord. Ons word in ons gewetens aangespreek deur sy Gees. Maar nou leer die Here vir ons in sy woord, die oomblik wanneer ek my finale asem uitblaas, dan kom hierdie lewensstryd teen die sonde tot 'n einde. Dan is ek my God. Dan kan ek nie meer sonde doen. Dan kan ek nie meer vir God teleurstel nie. Ek kan nie meer mense rondom my seën nie. Ek kan nie meer verval in die begeertes na sondes. Al daardie hartseer en al daardie frustrasies wat die sonde veroorsaak, alles kom tot 'n einde. Dit is hoekom Paulus skryf, om te lewe is Christus, en om te sterwe
is 'n wins. Dan sê hy, in die dood is daar eintlik vooruitgang, want dit raak beter. Want jy sterf die sonde af. Broers en susters, wanneer Paulus sê dat die lewe Christus is, dan sê hy daarmee dat Christus die bron van sy lewe is. Hy skryf in Galasiërs 2, dan sê hy, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en myself verloor en wat hom vir my oorgegee het. En juis omdat Jesus die bron van sy lewe is, rig hy dan sy lewe op Christus. En dan sê hy elders in Romeine, dan sê hy, want as ek lewe, leef ek vir Christus, en as ek sterf, dan sterwe ek vir Christus. Want of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. En dis juis op grond van Jesus Christus wie Paulus se lewe is. Hierdie gerigtheid wat Paulus gehad het om die Here te dien in dankbaarheid, dat hy hierdie stryd gehad het teen die sonde. 'n lewenslange stryd wat tot 'n einde gekom het met sy dood. Broers en susters, liewe familie en vriende, ek het aan die begin vir u genoem dat ek Tannie Johanna geleer ken ek as 'n gelowige. In my gesprekke met Oom Kosie en Tannie Stina, Tannie Susan en Jolie, en natuurlik ook met Tannie Johanna. Was daar hierdie belydenis gewees van haar geloof. Maar om 'n gelowige te wees beteken nie dat jy perfek is. Sy is ook soos ek en jy in sonde ontvang en gebore. Sy het tot geloof gekom, Jesus Christus as haar verlosser en saligmaker aangeneem. Maar sy het nog steeds foute gemaak. Sy het nog steeds sonde gedoen. Ook sy het hierdie lewensstryd gehad teen die sonde om uiteindelik te lewe volgens God se wil. Maar die dag toe sy dood is, toe kom daardie stryd tot bedaar. En juist daar is haar dood vir haar wins. Is daar vir haar vooruitgang. Want sy kan God en ander nie meer teleerstel. Die tweede rede wat die Here vir ons in sy woord leer is dat wanneer ons as gelowiges sterf, dan is dit vir ons 'n deurgang tot die ewige lewe. Wanneer 'n gelowige sterf, dan is jy vergoed klaar met hierdie wêreld en al die gevolge van die sondeval. As ons praat van die gevolge van die sondeval, dan is dit al hierdie dinge wat in die wêreld gekom het as gevolg van die sonde van Adam en Eva. Al die hartseer, al die pyn, al die siekte, al die lyde, al die rampe, al die lewensgevaar, al die gebrokenheid van die lewe. Al die dinge wat ons so frustreer en uitdaag. Wanneer jy sterf, dan gaan jou siel na God. Ja, jou liggaam met al die littekens van die sonde bly agter. Dink maar aan daardie man wie saam met Jesus gekruisig is en tot bekering gekom het en uitgeroep het, Here, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom. En Jesus sê vir hom, maar dit verseker ek jou, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Sy siel is na die hemel, alhoewel sy liggaam aan die kruis agtergebly het.
So sal elkeen wie glo, broers en susters, elkeen wie glo in Jesus Christus en sterf, jou siel sal na God gaan in die hemel, alhoewel jou liggaam agterbly. En wie die wederkoms, dan word jou siel en jou liggaam weer verenig, want jou liggaam staan uit die stof van die aarde uit op. As 'n verheerlikte liggaam, as 'n liggaam wie nie die littekens van die sonde dra nie, dan sal jy 'n volkome mens wees in die nuwe hemel en aarde en sal jy saam met God wees. Jy gaan deel hê, soos wat ons lees in 1 Petrus, 'n onverganklike, 'n onbesmette, 'n onverwelklike erfenis. Paulus skryf dan sê, dit is uiteindelik 'n lewe wat wag, wat die oog nie kan sien nie, wat die oor nie kan hoor nie, en wat nie in die hart van die mens opkom nie. Dit het God gereed gemaak vir ons vir wie hy lief het. Waar jy in hierdie lewe swaar kry, waar jy in hierdie lewe pyn en lyding het, waar jy siek word, waar jy vorder in hierdie lewe in ouderdom en uiteindelik maar net al nader aan jou dood kom. Waar jy in hierdie lewe so deel is van die geswoeg en die gesweet, net om 'n bestaan te maak, word jy deur jou dood bevry tot 'n ewige lewe, sonder enige pyn en lyding, sonder enige geswoeg en gesweet, sonder enige hartseer, sonder enige traan. En dis juist dit wat Tannie Johanna met haar dood ontvang het. Hierdie onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis. Daar is nie meer iets of iemand wat haar kan seermaak. Daar is nie meer dinge wat haar hart seermaak en smart gee. Sy sal nooit weer pyn en lyding of siekte ken. Al wat sy nou ken, is 'n hemelse vreugde en vrede by ons hemelse Vader. Is dit nie iets om na uit te sien? Dis eintlik 'n vreemde vraag, want die dood bly tog ons vyand. Maar as jy glo in Jesus Christus, begin daar met jou sterfdag vir jou 'n nuwe toekoms, 'n nuwe periode waarin jy nie meer sal sondig nie, waarin jy nie meer teen die sonde hoef te stry nie. Jy gaan nie meer die gevolge van die sondeval ken, al die dinge wat so sleg in mekaar is en jy in jou lewe en in hierdie wêreld. Jy gaan net die goeie beleef in die teenwoordigheid van God. En juist daarom sê Paulus, die lewe is vir my Christus en die sterwe 'n wins. Daar is vooruitgang. Iemand, 'n ene Richard Baxter, het een keer gesê, as 'n man elendig siek is, maar weet dat hy môreoggend gesond gaan wees. As 'n man vandag brandarm is, maar weet dat hy môre 'n prins gaan wees. Wanneer hy wakker word, hoekom sal hy dan bang wees om te gaan soek? Nou broers en susters, beteken dit nou dat ons 'n begeerte moet hê om te sterf? Beteken dit as jy nie die begeerte het nie dat jy ongelowige is? Mense het eintlik so half gemengde gevoelens, want jy weet dat dit beter gaan wees, maar aan die ander kant, dan kry jy ook nog aan hierdie lewe. Ons lees in Filippense 1 dat Paulus ook gemengde gevoelens gehad het, nadat hy geskryf het dat dit verreweg die beste is om te sterf en saam met Christus te wees, dan sê hy ook, maar om die vlees te bly is nodiger om julle omvul. Jy sien, Paulus was baie lief vir hierdie gemeente in Filippe.
Hy sou graag langer wou lewe, juis om by hulle te wees en hulle te bedien by die evangelie. As gelowiges ken ons dit. Ons verlang om saam met Christus te wees, maar ons sien ook geweldig daarteen op om afskeid te neem van ons geliefdes, ons kinders, ons ouers, ons kleinkinders, ons vriende en familie. Ons wil nie van hulle afskeid neem nie, en hulle wil ook nie van ons afskeid neem. Want dit is grootliks hoekom die dood so 'n droewige dag in ons lewens is, maar natuurlik ook in hulle wie agterbly. Wanneer die dood jou tref, broers en susters, deur 'n geliefde wat tot 'n sterwe kom, dan bring dit groot hartseer, dit bring 'n diepe eensaamheid en smaak. Iets wat mense nie verstaan, iets wat ons nie onder woorde kan bring. Maar daar is een wat verstaan. Daar is een wat werklik troos bring. En dit is God die Here. Want ons hemelse Vader het sy eie seun aan die dood afgestaan. Christus het mens geword en het as mens gesterf. Maar hy het ook as mens beleef met die dood van Lazarus, sy getroue vriend vir wie hy baie lief was. Hy het daar beleef wat die dood doen aan hulle wie agterbly. Ons lees dat toe hy sien hoe Martha en Maria huil, het hy saam met hulle gehuil. Jy sien, Christus is die hartekenner, maar broers en susters, hy ken ook die lewe, soos wat ek en jy dit ken. Dit wat u beleef het met die afsterwe van Tannie Johanna, het Christus ook beleef. En hy het dit nie beleef net as God nie, maar ook as volkome mens. Daarom ken hy die vrese, hy ken die eensaamheid, hy ken die hartseer, hy ken die verdriet. En hy beloof dat hy aan ons die Heilige Gees gee, daar dieselfde Gees wat hom uit die dood opgewek het. Juis om ons te vertroos, om ons krag te gee, en om ons deur hierdie hartseer te lei. En daarom is dit nodig dat u tot ons sal nader in gebed. En ja, broers en susters, soms het 'n mens nie woorde. Soms kan 'n mens maar net sê, Here, hier is ek met my gebroke hart. Dit is genoeg, want hy verstaan. Hy weet. Maar het is ook baie belangrik dat u sal luister aan die bemoediging wat hy gee deur sy woord. Want daardie sal hy vir u troos en hoop. Maar God moet daartoe stel. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, Here, ons dankie dat ons uit die woord kon lees en kan bedink. Here, dat ons mag weet dat die lewe Christus is en omdat hy die lewe is ons sterwe gewins. Dat daar uiteindelik die finaliteit is in hierdie stryd en die sonde. Maar ook, Here, in al die gevolge van die sondeval, al die ellende en hartseer, al die pyn en siekte, al die smarte, al die gesoeg en die gesweet, wat ons in hierdie lewe ervaar. Maar ons dankie, Here, dat ons kan weet dat Tannie Johanna juis deur Christus Jesus aangegryp is. Dat hy ook haar lewe was en steeds is.
En dat juist daarom is haar lewe ook 'n wins, want sy is nou by U. Dat U haar lewensstryd teen die sonde tot 'n einde gebring het. En dat U nou aan haar die volkome lewe gegee het, waarin sy net die goeie met U deel. Maar Here, dan ken U ook elkeen wat hartseer is, wie droewig is. Dan weet U, Here, dat mense se lewens nou sonder haar moet voortgaan. Dat 'n huis en 'n kamer leeg is. Dat die gesprekke met haar nou stil is. Dat verlange in die hart oorbly. En al die goeie herinnering. En daarom bid ek, Here, en vra dat U hierdie familie in die hande sal neem. Dat U deur U woord en gees vir hulle bemoediging en troos sal bring. Maar nie net, Here, vir die afsterwe van 'n geliefde nie, maar ook vir die pad wat hulle elke dag in hulle eie lewens moet loop. Dat U vir hulle krag en wysheid sal gee, sodat hulle tree vir tree die pad sal loop soos wat U ook van hulle vra. Dat hulle sal weet dat U as getroue God en Vader met hulle is. Dat Jesus Christus aan U regterhand getuig van die lewe wat hulle moet leef. Dat U deur die Gees ook hulle harte en gedagtes en lewens deurgrond. Maar dat hulle juis op die Gees kan vertrou vir U krag en ondersteuning. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, familie en vriende, ons gaan nou staande die tweede lied sing wat vir die afgedrukte sakkies en tee, die bly staan vir die seën van die Here. Ek gaan aan die voorhou die begrafnisbrief van Johanna Elisabeth Jansen van Rensburg. Met dankbare harte neem ons afskeid van 'n kosbare kind van God, 'n gelowige vrou wat haar lewe gewy het aan haar familie en haar Here. Sy het met sagtheid en wysheid 3 geslagte grootgemaak, en haar nalatenskap van liefde en geloof sal vir altyd in ons harte leef. Haar hande het gebid, haar woorde het getroos en haar glimlag het lig gebring in donker dae. Sy was 'n pilaar van krag en 'n bron van warmte vir almal wat haar geken het. Mag haar lewe ons altyd herinner dat geloof, liefde en nederigheid die grootste geskenke is wat 'n mens kan nalat.
Daar gaan nou geleentheid gegee word vir huldeblyke en bedankings. Wat so lekker is om nie jou eie stem te hoor nie, maar Ekskuus julle, ek het net gedink ek sal uit die hart uitpraat, dis maar vir my redelijk moeilik. Ek verskoon maar as ek lees, julle vandag staan ons die spook in dankbaarheid en eerbied vir 'n buitengewone lang lewe. Die lewe van ons geliefde ouma by die Here op 97. Vir 97 kosbare jare gewees. Sy pad was lank en vol genade, baie genade. Sy het die storms van die lewe met stille geloof deurgespoor en die son skyn met haar hart van lof ontvang. Haar Bybel was nooit ver van haar hand af, nooit. En haar gebede was soos klokkies wat deur ons gesinne gesing is. Sy het ons geleer van ware rykdom, nie wat in goud en silwer gemeet is nie, maar in liefde en in nederigheid, en 'n hand wat altyd reg was om te hou. Haar huis was haar toevlug, 'n plek waar haar kinders, haar kleinkinders, warmte, koekies en wysheid gevind het. Selfs in haar hoë ouderdom het sy lig in mense se lewens gebring. 'n Glimlag het altyd uitgestraal. Daai glimlag een woord van bemoediging wat hoop laat groei. Sy het ons herinner dat die Here altyd naby is en dat ons rus by hom kan vind. Sy het nou haar aardse tent neergelê en die Here het na huis toe geroep. Ons hart is swaar. Ons weet sy rus sag in die arms van Jesus, vry van pyn, vry van moeite, net omring met ons hemelse Vader. Ouma, jou nalatenskap leef voort in elke gebed wat ons bid, elke lied wat ons sing, elke daad van liefde wat ons doen. Jy het jou wedloop voltooi, jy het jou geloof behou en jy het die kroon van die lewe ontvang. Mag ons soos jy altyd die Here dien met 'n nederige hart en met vaste geloof. Resag almal, jou lig sal nooit doof nie. Dankie. Oor dis die bedankingswoord. Kan ek dit nou doen? Excuse. So dan nie gewoond om die kleur. Ek nie te doen, ek is maar gewoond om sy op te verskoon. Julle ons dank die Hemelse Vader daarbo vir almal se baie lang spesiale lewensreis. Ek dank ook vir 4 pragtige kinders wat sy in die lewe gebring het. Oom Jannie, oom Koos, Susan, mama. En dan ook kleinkinders en agterkleinkinders wat deel was van haar lewenspad. Baie lief. Ek bedank ook graag vir Dr. Ragie en sy personeel vir die huisbesoeke wat spesiaal
ritueel gereeld is. Suster Martie vir die leen van die ligmatras, wonderlike toe. Tannie Stien, ek dank haar vir die hospitaalbed, sy vir ons gegee het. Andrei, vir die anderry en die opslaan, ek het homself afgeslop. Vir die wat? Bodie, Natalie, Lukie en Kyler, baie dankie, my woorde is maar min, maar ons is dankbaar vir alles. In die afwesigheid van Derek Smith, dankie vir jou, daar wat ek nie by die werk kon afkry nie, het hy my ma bygestaan om ouma in die kar laai haar keer uit te laai, as sy geval het deur die aard. Hy het maar vir ons gehelp op te haal. Dank dan ook van Rooi en Klaar die Wessels. Baie dankie, julle het ook maar my pad makliker gemaak, as ek moet ry, was daar nooit vrae gevra nie. Ek sê baie dankie vir Jaco, wat ouma se hare gereeld by die huis kon sny het. Het was moeilik om haar partytjie by die salon te kry. Ek dank ook die APK kerk vir die gebruik van die geriewe en vir die susters, vir die verwaarsings. Dominee Kreer, baie dankie Tim, klink so. Baie dankie vir die bereidwillig ein. Dankie vir jou huisbesoeke, wat so op gedeeld basis gedoen is. Chris Venter, baie dankie dat jy weer in so oor is. En pragtig deur Ilet, baie dankie vir die van die diens. En dan vir elkeen, elke oproep, elke boodskap, al die kuiertjies, baie dankie. Dan wil ek met my hart uit, wil ek graag my ma en Susan bedank. Ek weet dit was 'n moeilike 4 maande, maar weet julle wat? Daar is soveel wat ons in ons harte het. Nee, ons het gehuil, ons het ook baie gelag. En dit moet vir ons troos gee. Sy is op 'n beter plek, haar lewensreis was lang. Ons moet berusting in loop. Ons moet. Baie dankie, mama, dat ek nie woord nie. 23 jaar is 'n tyd. Was aan my pad gestaan. Dankie dat mama altyd eerste gesit het, ook nie so wat nie. Alles kon wag. Mama was eerste gesit, altyd. Baie dankie dat mama so mooi opgekyk het. Baie dankie my oor. Dankie julle. Vandag nou geleentheid gegee word vir 'n slideshow. Ek se Sondag ek weer baie harte seer gemaak, baie al gebreek, my gewete is gebrand. Te veel keer gekies, ten rede en verstand, maar ek is uitoorleef, ek het oorgegee aan wie ek is. So hou die hemel oop vir as ek kom,
gaan nou nie die begrafnisformulier voorhou. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hy wat die sleutels van die doderyk en die dood het Johanna Elisabeth Jansen van Rensburg die poorte van die ewigheid laat betree, waar ons gekom het om die verganklike liggaam toe te vertrou aan die aarde waar hy dit geneem is, vind ons diepste troos daarin, dat die wat in die Here sterwe, van hulle arbeid rus. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Jesus het immers gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin. En daarom kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Want as ons glo dat die Here Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Daarom treur ons nie soos die mense sonder hoop nie. Ons glo dat die ontslape gelowiges hulle voor die troon van God bevind en hom dag en nag in sy tempel dien. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want Christus, die lam van ons geslag, sal as ewige herder hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En eendag, wanneer Christus sigbaar met die wolke kom, sal ook hierdie liggaam in 'n onverganklikheid opgewek en met die siel herenig word om vir ewig saam met die Here te woon. Omdat net Christus so 'n onoortreffelike toekomsverwagting aan ons kan bied, boonop onverdien, uit genade alleen, laat ons opnuut aan hom toewy en met volharding deur die krag van die Heilige Gees, met die oog gefestig op Christus, die wedloop wat voor ons lê en uit voltooi. Laat ons vandag hier van die kerk af weggaan met die oorwinningswoorde van Romeine 14 vers 8 in ons hart en op ons lippe. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons aan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Geliefdes, weet dit. Niks sal ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. En alles gee ons die eer aan God. Aan hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou ons geloof bely en ons gaan dit staande doen en ons gaan ons geloof bely aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis en die is welkom om dit saam met my in die hart op te sê. Ons maar net staan as Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dankie vir ons. Daar gaan nou kans gegee word vir 'n laaste eerbetoon en ons vra dat die naaste familie eerste verby sal kom en dan kan die res van die net agter hulle volg. Almal geleentheid gehad. Ons verrigtinge is dan verby. Baie sterkte vir die terugkeer huis toe veilig ry. Mag die Here met u wees. Nou daar om teen verversings te geniet en om 'n verdere stap voort te neem. Ek wil net gou iets sê, ek wag net gou vir bevestiging van my ma af. Hulle wil net David losmaak, so as voordat ons verversings kan geniet, kan ons net gou almal buite toe beweeg. Ons wil net gou die duiwels losmaak en dan kan ons weer. Dankie julle.
Speel asseblief ouma se liedjie. Dis jong. Ja. Hy is dan net op sy eie stoel. Ek het net verby. Baie dankie. Ons is ongelukkig. Klink 5 dames.